Ek sit hier by Klein Plaasie. Dit is hier by Lindetjiesdrif, nie ver van Geelvis nie. En wat 'n plek. Onderhoud gevoer met die eienaar, baie interessant. En julle moet daai video gaan kyk. Hy kom Sondag aand uit. Kyk die video. Baie lekker plekkie. Ons gaan 'n pizza eet nou. Ek drink 'n biertjie, Karen drink 'n wyntjie. Dis Vrydagmiddag. Wat gaan jy die naweek doen? Toer deur die RSA se beeldskone vlaktes, pad langs onder Afrika se eindelose lug. Besoek ons vergete klein ou dorpies, herleef saam met ons hul geskiedenis en kuns. Pad langs deur die RSA reis ons voort, of volg ons op YouTube en Facebook ook, of luister op die radio na ons groot verhaal. Ons vertel vir jou in jou eie moedertaal. Spore ontvou waar krimme dartbome staan, besienswaardighede blink in elke sonnestraal. Elke nuwe myl bring onvertelde stories in hierdie land vol van skoonheid en euforie. Wat langs hierdie RSA reis ons voort, of volg ons op YouTube en Facebook ook, of luister op die radio na ons groot verhaal. Ons vertel vir jou in jou eie moedertaal. Saam ontdek ons baie nuut, ons reis is feit, ons harte vry. Elke dorp het 'n lied wat fluister, stories wat vir altyd by ons bly. Wat langs hierdie RSA reis ons voort, of volg ons op YouTube en Facebook ook, of luister op die radio na ons groot verhaal. Ons vertel vir jou in jou eie moedertaal. Ons vertel vir jou in jou eie moedertaal. Pad langs.
Ek sit met 'n baie interessante persoon. Haar naam is Gisela Zaidel, hoor ek, as jy dit reg uitspreek. Hierso van Valplaas. Valplaasie. En die lekkerste pizzas. Ek het nou al baie lank al gehoor oor die pizzas, so ons gaan 'n pizza eet. Cool. Maar Gisela, jy het 'n baie interessante setup. Laas toe ek hier was, het ons gepraat oor julle toer wat julle gedoen het hier op en daaroor moet ons definitief praat. Ja. En die karavane, dis sulke ou eksentrieke karavane wat dit so nice maak. So, kom ons begin eerste van alles. Julle is nou al 20 jaar hier, nee. Ons is 20 jaar hier, maar die droom het 25 jaar terug begin met die Zebra Safari. Dis waarvan jy praat. Dis ek en Christian opgeraai het tot in Duitsland toe met 'n split screen kombi wat soos 'n zebra gewerk. Van Suid-Afrika af. Van Suid-Afrika af. Van Johannesburg toe na Kaapagullis, want jy kan nie Cape to Cairo doen van Johannesburg af nie. En ons het deurgery in Namibië, Botswana, Zambië, Malawi, Tanzania, ons Kilimanjaro geklim het. Kenia, Ethiopië. Jy kan nie meer deur Ethiopië met jou eie kar ry nie. Ons is baie fortunate, want dit was een van my favorite lande gewees. Ethiopië, Sudan was amazing. Sudan was so peaceful en mense was so vriendelik en almal het vir ons gesê, julle kan nie deur Sudan gaan nie, maar dit was 2001. Ja. 2001 het ons hierdie trip gedoen. Ons was in Zambië toe September die 11de gebeur het. Ons het footage eers later, 'n jaar later gesien. Anyway, so toe ons sou deur tot by Egipte, toe na Sudan, Egipte, en ons plan was om Libië, Tunesië, oor te skiet na Italië toe, Frankryk en Londen. Londen was ons einddestination gewees. Maar die Libyans wou nie vir ons die visas gegee het nie. Ons het 6 weke in Egipte gebly en ons het nog steeds nie 'n visa gekry nie. Toe moes ons eintlik, want toe ons Egiptiese visas verstryk. En toe moet ons nou Jordan, Syria, Turkey, Bulgaria, Romania, Hungary, Austria, Germany. Daardeur so deurgaan, maar ons het net tot by Stuttgart in Germany gekom. Hulle het die kar van ons weggevat. Nee, hulle het nie die kar van ons weggevat nie. Hulle het ons kar naai weggevat. Hulle het ons basically unroadworthy gedeklereer. Ja, maar ons het 'n paar breakdowns gehad. Van Syria was ons eerste breakdown, toe in Turkey. Ons het nog steeds die kar genus. Ons was 200 km van 'n nuwe engine af. Ai. Maar die German cops wou nie. Skus, ek is Afrikaans, maar ek het baie vir Engels, want my man is Engels. So ek praat Afrikaans en Engels de mekaar deliciously. Hoorie nou, hoe lank het hierdie trip julle gevat? 10 maande. Net 10 maande. Net 10 maande. Ons en dan het julle nog 6 weke oorgestaan ook in Egipte. Ja. En ons het 10 dae gevat na ons Kilimanjaro geklim het om te rus, want ons was moeg geweest. So dan is dit baie moeilik om weer aan die gang te kom. So selfs deur en ons het nie eintlik unlimited geld gehad nie. Einde Egipte het ons niks geld oor gehad nie. Ons het geld gekry van iemand wat ons deurgehelp het na die laaste rit. So dit was 3 stages geweest. Dit was Cape Town to Nairobi, want ons het 'n ou wat saam met ons daai trip gedoen het. Sean, hy was 21 jaar oud. Hy het ons baie getoets met ons met ons patience. Ons is almal 21. Anyway, Nairobi is hy huis toe. Dis dit net ek en Christian tot Egipte toe. Maar dit was beter, want toe kon ons bushcamp, die helfte van die karre is weg, die baggage was weg gewees, so dit was baie makliker. Want na Nairobi, geen meer paaie wat goed was nie, geen mense wat meer Engels praat nie, geen campsites nie, so dit was 'n hele, maar dit was 'n adventure, dit was die holiday part of it. Dit was so nice geweest. En toe na Egipte was dit moeilik. Dit was regtig asof ons we were on the run. We were like Bonnie and Clyde, just like catch us now, please. So dit was stressvol en dit was ek het begin huis verlang en dit was moeilik. Maar dit was 'n adventure. Wow. So dit was die begin van ons verhouding. Dit was regtig die begin van ons verhouding. Ons was like 3 maande in ons het mekaar geken 'n jaar voor die tyd.
maar as vriende. Ja. En toe daai April, ons is in Julie weg. April toe besluit ons nie, ons like mekaar en ons sal dit onthou gee. Ja, ek kan dink op so 'n trip as jy mekaar jong geken het. En dit was moeilik hoor. Ek was 'n paar keer so ek voel my na die naaste airport toe. So ja, ons het dit deurgemaak, ons is nog steeds by mekaar 25 jaar terug so. Yesie. En toe het ons teruggekom en letterlik lewe oorbegin. Ek was in advertising, ek wou nie weer in advertising ingaan nie. Hy het dadelik 'n werk gekry by hy's 'n joernalis gewees. O. Maar anyways, so stadig maar seker het ons weer teruggekom in Joburg lewe. Ja. En toe besluit ons ons wil 'n plaas in Parys koop. Want ek het toe property op die Vaalrivier verkoop. Ek het toe 'n estate agent geword. En hy het te veel karre gehad en ons het spasie gehad vir 'n parkeerplek. Okay. Ons het dit nodig gehad. Ja. Toe eendag te besluit hy pad op en sê, "Let's buy a place in Paris." It's like, "Okay, let's buy a place in Paris." En hierdie was actually die eerste plek wat ons gesien het, maar dit was maar plotter deluxe. Dit was rarig. Daai ding wat daar agter op die mure is die Reisman Memorial. Dit was net scrap metal en building rubble en weeds en dit was lekker rarig. A ugly duckling. Maar ons het dit skoon gemaak en ons het daai tyd besluit dit is die droom, dit is ons retirement plekkie en ons het 'n spesifieke droom gehad want ons het toe net van die Zebra Safari afgekom en ons is mal oor camping en kombies en Ja natuurlik, dis nou in jou bloed, dis nou deel van jou. En van die eerste jare het ons die Kombi Camp Party gehad. Die eerste jaar wat ons die plek gehad het ons die eerste gathering gehad. Ons het net 'n paar mense, ons het vir 2 mense vertel, gesê spread the word. It's like for free, come and camp here. Februarie, hy verjaar in Februarie, middel Februarie. 150 mense. Goeie genade. Ek was nie bereid, ek ben voorberei daarvoor. Ja natuurlik. Anyway, die volgende jaar te charge ons R20 camping fee. 250 mense het opgedaag. Ja. Dis hulle nee, please make this an annual event. En hierdie jaar het ons na die 20ste annual event, Kaapse Kombi Cult. Kaapse Kombi Cult. Ons is nie 'n klub nie. Ja. Daar's nie membership fees. Ja. Daar's nie 'n chairman nie. Daar's geen structures nie. As jy van kombies hou, is jy klaar deel van die cult. Okay. Al weet jy dit of nie. So ons het die Kaapse Kombi Cult gestig en dit was nou die annual camp out gewees. Yeah. So dit was ons eerste festival hier. En toe het ons begin Ekskuus, dis in Februarie. Dis die derde naweek in Februarie regardless. Okay, so as daar nou mense hierdie video kyk en hulle moet maar net opdaag op die derde naweek in Februarie. Ja. Ja, dit klink na baie. Ja, dan sien jy 'n klomp mense. Ons het nou dit het hier nou equilibrium begin bereik om en by 100 mense. 100 mense. Ja, dis hanteerbaar. Ja, dis baie beter as 250 mense. En my meeste mense wat ek al hier gehad het met 'n festival was 280 mense. Ja, ek weet nie waar sit jy almal nie. Nee, ek sê jy squeeze in soos 'n fat chicken skinny jeans. So ja, almal is like die mekaar. Maar dit is Gypsy Party is my tweede grootste festival. Ons het dit so 15 jaar terug begin. En dis in Oktober, maar nou ons het 'n bietjie uitgeskuif na November toe want daar's te veel goed wat in Oktober gebeur. So hierdie jaar is dit die eerste naweek in Oktober. Ek dink dit sal nou van nou af sal dit die annual datum wees. Eerste naweek in Oktober. Nee, in November. Ja, November. En dan dit is 'n festival want ons is 'n paar keer na Africa Burn toe ook gewees. Okay. Ons is Burn, ons was 6 keer gewees. En dit is based op die Burn principles. Okay. Daai Gypsy Party het begin met Africa Burn is die main event, Centella is die Josie Burner community se mini burn. Okay. En Gypsy Party is 'n mini Centella. So en dan het ek nou Christmas in July begin 'n paar jaar terug waar ons 'n outdoor movie theme doen. Oh, dis nice. Maar dit is te koud. Ek het besluit hierdie jaar dit was die laaste. Ek dink dit was die 5de ene. En ek dink ek gaan nou net die drive-in bou en ek wil graag like Friday night drive-in se doen. O, dit gaan. Want dit is deel van die drive-in. Die Gypsy Motel is die akkommodasie besigheid. So dit is die ou karavane en die camping deel.
die Lazy River Roadhouse is die restaurant en dan ek moet nog 'n naam kry vir die drive-in. Sal die drive-in wees, maar dit is ons het probeer om alles, ons is mal oor die ou goed. Soos jy kan sien. Ja. En alles wat jy hier sien is ons treasures wat ons bymekaar gemaak het oor die Oor al die laaste tyd, 25 jaar. En Christian se karre en sy toys is deel daarvan, my blou bottels en die ander tierlantuintjies. So dit was maar net oor die jare het ons begin om alles net so uit te sit en dis En nog kyk steeds nou- 'n work in progress. Ja. Maar dit is 'n labor of love van al die goed wat ons van hou. Ja. En ons wou gehad het mense moet voel dat hulle in die 60s, 70s instap, weet? Jy kry daai gevoel, ja. Die authentic Ja. 60s, 70s feel. Yes, dis baie Baie nice. mense noem ons hippies. So I suppose we are hippies. We like traveling. We like all things and we like to just chill and have fun and Ja. Hoorie maar wat nou baie nice is, ons is daardie tydperk hier. Ja. So dan moet ons 'n draai kom maak. Jy moet 'n draai kom maak. So Gypsy Party is regtig so ek kry baie dit is die wanneer ek artists kry en DJs en Okay. party like live artists. Ons het 'n drum circle, ons het 2 artburns. Een van die artburns is op die rivier. My, ja. Hierdie ene in die fire pit wat ons hier het ek 3-4 jaar terug dink ek het ek die Silent Burn 4 jaar terug. Het ek die Silent Burn gecreate. Want dit Okay. was die jaar my pa is die maand voor dit oorlede. Okay. En my een vriendin het vir my 'n surprise artwork gedoen. Hy is van 'n hartaanval oorlede en die Gypsy Party se theme is elke jaar 'n burning heart. Okay. 'n Heartwork. 'n Ja. Heartburn. Ja. Ons bou 'n groot hart en brand dit. So sy het vir my 'n anatomical heart gebou van sirkels van hout. Ek wou dit nie brand nie, dit was so mooi geweest, maar daai Vrydag aand toe besluit ek, it's actually very appropriate. My boetie is hier geweest. My boetie is 'n musikant, so hy is deel van die entertainment. Ja. Hy is William Blackrose, so hy kom elke jaar en entertain en so hy en ek het toe besluit ons gaan die eerste Silent Burn as 'n memorial vir my pa. Ja. En dit het nou 'n institution geword want dit begin die hele naweek op nie 'n serious note nie, maar dit is 'n serious note. Ja, dis semi-serious. We've all lost people. Ja, We've ja. all lost people, animals, like mense wat nie meer hier is nie. My, So daai is dan terwyl die burn besig is om te brand, dan is almal respectful and silent. Ja. En daarna begin die party. Hoorie nou, het jy 'n website of het jy 'n Facebook? Ek het actually 'n website. Hy's brand spanking new. Okay, so So hy's eintlik nog, ek moet hom nog so 'n bietjie polish, Tweak, maar ja. hy's daar. okay. www.volplasie.co.za en dit sal vir jou die basics gee. Dit gee my menu en my camping fees. En dan wil ek nog al my events add. Ek gaan nog bietjie embellish, maar die basics is daar. Okay. En So die van julle wat wil gaan kyk na die webblad, daai QR-kode is nou hier op die skerm, so gaan klik op daai QR-kode en gaan bespreek een van hierdie funksies. maar Dit wat klink baie my lekker. history is op my Volplasie Facebook page. Okay. Ek het jare en jare se foto's en events en Okay. ja, ek was bietjie sleg geweest die laaste 6 maande, ek sal opvang. Maar dit is waar jy actually en waar ek adverteer as ek funksies het. Soos die Gypsy Party of Christmas in July, sal ek dit daarop adverteer. Alright, so wat dan nog 'n QR-kode? Facebook is Volplasie Events and Camping. Okay. Ja. So daai QR-kode verskyn ook nou hier op die skerm. Gaan sien toe as jy baie meer wil sien. Dis vir my so interessant. Ek sal ure hier met jou sit en gesels dankie, oor al hierdie lekker goed. Jy het kampeerplekke hier, Yes. maar jy het ook staanplek vir 'n paar karavane nie. Yes. Hoeveel karavane kan jy vat? Weet jy wat? Seker so ek het 3 baie nice karavaanplek daar agter, 3 of 4 of 5 daar om die swembad. Want dis level, dis onder die bome. Ja. Voor het ek so 3 karavaanplekke, maar dis nie regtig level nie. Daar's 'n camping spot. Hierso is die Overlander spot. Okay. So as jy eintlik wil voor camp, dan moet jy my karavane bespreek.
Ja. Tensy jy 'n overlander is, dan kan jy verniet. Nee, verniet nie, obviously campsite, maar Ja. hulle wil gewoonlik die son camping spot hê want hulle het sonpanele, hulle is Ja. off-grid. Ja. So oor ons history met overlanding. Ja. In 2021 het die 3 Swiss boeties hier aangekom wat ge-overland het. En toe vra ek asseblief kan julle vir my 'n Google review doen. Toe sit hulle my op iOverlander wat die most amazing Ja, dankie tog ek wens ek kan natuurlijk. vir hulle dankie sê. Want nou het ek every now and again I get these amazing people from Ja. Germany, Netherlands, Frankryk, oral oor die wêreld wat in Afrika afry. So hulle het my op iOverlander gevind en dit is vir my favorite campers want dit gaan oor stories. Ons Ja, hou om van die- natuurlik. ons stories te exchange. Ja, en jy ken die gevoel, jy weet Ja. presies Ek waar weet hulle presies gaan. wat hulle wil wat hulle nodig het. Hulle het 'n plek, safe plek nodig om te explode en hulle is plek skoon te maak. Laundry, die restaurant as hulle my pizzas ontdek, dan is dit so nice. Ja, ja, Because you get tired of your own cooking on Ja, the ja. road, ja. is so. En internet. Well, okay, nou Ja. sê gou vir my, wat sluit jou kampeerplek in? Is hier dan Wi-Fi? Daar is Wi-Fi, unlimited Wi-Fi. Daar's like 'n ablution block met scullery, so like basics, jy weet die basics Ja, wat ja, jy ja. vir camping nodig het. En dan het ek vir die overlanders 'n laundry facility, dan was ek hulle laundry. Dit doen ek sommer verniet. For love. Christian sê nee. Jy moet hy is die besigheidsman. Ah, Hy is die minister of finance. Ek is die operations manager. hoorie, enigiets anders wat jy met ons wil deel vir ons wil sê? Ag nee, wat ek is it's always a ongoing thing. Die droom is halfpad al daar. Ons Ja. wil nog 'n dekbar by die rivier doen, Okay. ons wil 'n laapad daar by die swembad bou. Maar ons is amper daar. We're getting to en dan wil ons begin boer met al die goed wat ek in die restaurant gebruik. Dis die volgende fase. Is Okay. die hot garden gaan my plaasie word. So al die chilies en peppers en potatoes en garlic en al daai goed wat Vars ek uit die- gebruik, vars uit die tuin uit. Dis sy. My varkies al klaar. Ek het 'n paar varkies wat my pulled pork op die menu is. So ja, ek doen alles in daai in 'n pizza oond. Ek probeer of in die pizza oond of op die vuur. Of op die vuur, ja. Ja. Lekker. Hoorie nou, maar ons sien uit na die volgende funksie hier. Ons gaan definitief kom Cool. kyk wat aangaan. Dit klink vir my na 'n lekker party. Dankie, Jacques. Ja, julle is baie welkom. Ons het probeer om hier 'n om 'n atmosfeer te skep waar jy tuis voel. Die oomblik wat jy hier inkom, voel jy relaxed en welkom. Ja. Daar's geen frills nie, dis net like En weg uit die wêreld. welcome uit. home is ons motto. Okay. Ja. Die laaste ding wat ek jou net wil vra is watter tye is jy oop? So camping is ek oop 24/7. Okay. Ons bly hierso. Ons het staf wat die hele tyd hier is. So selfs al is ons vir 'n naweek weg, miskien my staf is altyd hier. Okay. So vir camping is ek oop van Monday to Sunday 24/7. My restaurant is oop in die winter donderdag, maak ons 3:00 die middag oop. En dan maak ek toe Sondagmiddag 3:00. Maar ek is nie regtig oop vir breakfast Ja. tensy jy dit met my reël Ja, vooraf. vooraf vir jou. Ja. Maar omdat die pizza oond is, ek kan hom nie aan mekaar brand Nee. Ek moet hom consecutive days brand, maar in somer dan maak ek oop Maandag en dan Desember, Januarie, daai vakansietyd of oor Easter dan se ek oop elke dag. Daar sy. Ja. En wat lekker is omdat hier soveel kampeerplekke ook rondom jou is. Mense wat staan soos ons nou by Geelvis Ja. daar by Ja. My locals support my fantasties. Hoorie so dis so lekker. Jy Ja. kan net hiernatoe ry en jy kan nou ietsie kom en ek drink. deliver. En om my daai het ek nie geweet nie. Daai is 'n bargain. Ja. En dan kan jy lekker pizza kom eet of net Ja. kom sit en kuier Ja. want ek dink die stories veral as jy daar by daai vuur sit, Ja. dan loop die stories. Ons het op 'n stadium Saturday night storytelling gedoen. My Dan maak ons 'n 4 uur so bonfire en dan enige stories wat jy wil vertel, maar ek wil nog graag die hele zebra safari storie vertel en 'n YouTube video daarvan maak.
chapters, want Christian het alles neergeskryf en ons Magies. vertel die storie nou al vir 25 jaar. En ja, dit was 'n life-changing experience. Ek glo dit. Ja, inspirational vir ander mense wat dit probeer. Jy moet dit doen. As jy dit kan doen, moet jy dit doen. Ja. Jy ontmoet soveel wonderlike mense en jy besef oral oor die wêreld wil almal nie dieselfde ding hê. Ons wil net, we just want to be loved. We just want to feel at home and connect with people. Ja. So ja, dit was amazing. Ek glo jou. Ons sien uit daarna en jy moet praat oor daai storie wat jy wil vertel van die trip daai. Ja, ek het 'n bietjie hulp nodig. Ek het 'n bietjie nudging nodig. Dis alles hier in die kop, maar ek is nie baie goed met daai. Ja, met daai. ons sal moet kom sit en ons sal moet kom beginne. Ja. Ek sal die storielyn begin skryf. En dan kan jy my help met die inkleer. Okay. Baie dankie. Ons sien uit na die pizza. Dankie, Jock. Okay, cool.
Toer deur die Erisa se beeldskone vlaktes, pad langs onder Afrika se eindelose lug. Besoek ons vergete klein ou dorpies, herleef saam met ons hul geskiedenis en kuns. Pad langs deur die Erisa reis ons voort, of volg ons op YouTube en Facebook ook, of luister op die radio na ons groot verhaal. Ons vertel vir jou in jou eie moedertaal. Spore ontvou waar krimme dartbome staan, besienswaardighede blink in elke sonnestraal. Elke nuwe myl bring onvertelde stories in hierdie land vol van skoonheid en euforie. Pad langs die Erisa reis ons voort, of volg ons op YouTube en Facebook ook, of luister op die radio na ons groot verhaal. Ons vertel vir jou in jou eie moedertaal. Saam ontdek ons baie nuut, ons reis is feit, ons harte vry. Elke dorp het 'n lied wat fluister, stories wat vir altyd by ons bly. Pad langs die Erisa reis ons voort, of volg ons op YouTube en Facebook ook, of luister op die radio na ons groot verhaal. Ons vertel vir jou in jou eie moedertaal. Ons vertel vir jou in jou eie moedertaal. Pad langs